kan my indink dat wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan kan dit half nogal bietjie intimiderend en ontmoedigend wees, en veral as jy als klaar 'n bietjie skepties en dalk pessimisties en negatief begin word oor jou omstandighede, want jy weet nie vir hoe lank moet jy vasbyt, hoe lank gaan die uitdaging aanhou, en watter krisis jy ook al mee mag stoei op hierdie stadium. Maar dan kom ons ook agter, ongeag van persoonlikhede, word die wêreld meer krities. Jy kry mense wat oor die algemeen van nature is hulle net baie positief, ander mense is negatief, maar ongeag van jou persoonlikheid, die wêreld word al meer krities. En gesprekke word al meer pessimisties. En die sleg is, miskien, en dis onmoontlik vir iemand anders om dit te evalueer, net jouself kan dit doen, maar as jy moet eerlik wees oor jou selfgesprekke die afgelope tyd, is die kanse baie groot dat jou selfgesprekke ook al meer negatief word. Jy dink by jouself, nou is ek in die moeilikheid. Ek gaan nie hierdie reg kry nie. Ek is nie goed genoeg hiermee nie. Ek het nie krag hiervoor nie. Waar gaan ek die geld kry? Ek het nie tyd hiervoor nie. My lewe is 'n gemors. En dis hierdie negatiewe spiraal wat maak dat 'n ou al minder krag en energie het om vas te byt en te volhard, soos wat die Bybel ons uitdaag om te doen. En mense funksioneer al meer en meer vanuit pessimisme. En dis te verstaan, want ons word al meer omring deur mense wat sê, dis nog niks, het jy gehoor, en nou gebeur dit ook nog, en jy gehoor in die nuus, en jy gesien op die sosiale media, en het jy gehoor van so en so. En die realiteite is, die wêreld waarin ons leef is boos, en dinge loop verkeerd, en dinge is stikkend in ons wêreld. Om te volhard en om vas te byt, beteken nie dat ons vanmôre net die image hier wil hê, dat dit gepoleer word, en dat jy maar net leer hoe om 'n glimlag op te sit, en te maak asof niks verkeerd is nie. Maar in dieselfde asem wil ek ook hê, ons moet onthou, dat die Here fenominale dinge reg deur die wêreld doen. En terwyl massas dinge skeefloop, is daar ook ongelooflike klomp goed wat reg loop. So die oproep om vas te byt en te volhard, is ook veral 'n oproep tot 'n ander perspektief. Om met ander lense na jou omstandighede te kyk en oor jou omstandighede te dink. Byvoorbeeld, kom ek gebruik hierdie prentjie vir jou, die woord bevestig hierdie beginsel in Spreuke 23 vers 7. Dit sê, soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Met ander woorde, as jy negatiewe dinge dink, gaan dit jou negatief maak. As jy positiewe dinge dink, gaan jy jouself, soos ons verlede week vir mekaar gesê het, en soos Dawid die voorbeeld gestel het, kan jy jouself bemoedig in die Here. En dit gaan jou positief maak, en jou vul met nuwe moed en nuwe krag en positiwiteit. So om te kan vasbyt, het ontsettend baie te doen met hoe jy na jou omstandighede kyk en hoe jy daaroor dink. Deur watse lense jy kyk. Hier is hoe Jesus hierdie beginsel vir ons deurgee. Hy sê in Matteus 6 vers 22. Hy sê die lamp vir die liggaam is hoe jy kyk, jou oog. As die oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog of jou perspektief, jou lewensuitkyk, as dit sleg is, as dit negatief is, sal jou hele bestaan, jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou, met ander woorde, as jou perspektief, as jou ingesteldheid, as jou gesindheid, as dit donker is, hoe donker moet dit nie dan wees nie. So die feit is, kyk jy deur lense na die lewe, deur die lense van pessimisme, dan is alles nag. Sê dit ook baie keer, ek luister na iets op die nuus en jy sê, nee wat, nou is dit nag. Of jy kyk deur die lense van geloof, en optimisme, en jog, daar's hoop, jog, hier's 'n kans, jog, die Here gaan iets groot doen. So wat ons nodig het, is om 'n keuse te maak en te sê, ons kies intentioneel as volgelinge van Jesus om optimisties te wees.
Die uitdagings, die natuur, die stikkende wêreld, hierdie tydelike lewe, dwing ons half in 'n pessimistiese, nagdonker lense waardeur ons na die lewe kyk. Nou allermins is ons op 'n missie in hierdie reeks om bloot vanuit menslike motivering of humanistiese sielkunde jou te help om beter te voel en positiewe keuses te maak. Hier's waarvoor ek mik. Ek mik dat elkeen van ons sal verklaar, en ons sit dit vir jou so op die skerm, my optimisme, my positiewe lewensuitkyk, word nie bepaal deur hoe ek voel nie. My optimisme word bepaal deur wat God sê. Dis die keuse en die kopskuif wat ons vanoggend die Heilige Gees moet vra om ons te help doen, sodat ons kan vasbyt. So kom ontdek 'n optimisme wat nie gebaseer is op emosies en gevoelens en ander mense se interpretasies nie, maar wat gebaseer is op die waarheid. En die geleentheid, die waarheid en 'n uittreksel daarvan waarna ek jou aandag wil vestig vanmôre is Romeine 8. Net in die hoofstuk, in Romeine 8, vind ons minstens 23 redes hoe dat ons met optimisme kan volhard en kan vasbyt. En dis maar een hoofstuk in die Bybel. Ons gaan tyd hê om 7 van hulle vinnig uit te pak. So as jy gereed is vir hulle, hier kom 7 redes hoekom ek optimisties kan wees en nie my optimisme kan bou op ek voel vandag nie, maar kan my optimisme bou want God sê in sy woord, hier's die feite. Nommer 1, ek kan optimisties vasbyt, want ek is vrygespreek van oordeel en ek is onthef van die dood. Romeine 8 vers 1. En kyk wat hy sê, interessant genoeg nie, dis nie vir almal nie. Hy sê vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, Nuwe Lewende Vertaling. Vir hulle wat aan Jesus Christus verbind is. Vir hulle wat 'n oorgawe aan hom gemaak het. Hulle wat gesê het, Here, ek kom staan onder u heerskappy, my lewe is nou 'n troon vir u, u's in my en ek is in 'n verhouding met u. Wat is die optimistiese goeie waarheid wat Paulus vir ons hier uitlig? Hy sê, vir sulke mense is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. As gevolg van daai lewensoorgawe aan Christus, as gevolg van jou koppeling met hom, is jy onthef en vrygespreek van enige oordeel en enige doodsheid. Nou ek kan nie namens jou praat nie, maar ek is van baie dinge vergewe. En dit maak my uiters optimisties oor die goedhartigheid van ons hemelse Vader en die opoffering, die offer, maar ek wil amper saam met dit sê, die opoffering van die een wat my verlossing met sy lewe betaal het. Jesus het afgereken met my straf en sodat ek nie hoef nie. En dit maak my ewig optimisties en dankbaar om te weet ek's vrygespreek van oordeel en ek's onthef van die dood. So kom raak net weer opgewonde oor daai punt op die skerm. Raak weer opgewonde oor die feit dat jy 'n vryspraak het en 'n lewe het wat gewaarborg is. Nommer 2. Ek byt vas, want Jesus is aan die regterhand van die Vader en hy bid vir my. Sien vanmôre net weer, dit is makliker gesê om te doen, byt vas, maar dit is makliker as jy weet, Jesus is aan die regterhand van die Vader en hy bid vir my. Weet nie van jou nie, maar die wete dat iemand vir my bid, gee my nogal bietjie moed. Maar die feit dat ek weet, Jesus bid vir my, dit gee my meer as moed, dit gee vir my 'n rede om optimisties te kan vasbyt. Vers 34, wie kan ons veroordeel? Dan gaan hy aan om te sê, Jesus sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Inteendeel, die erns van sy gebed vir ons is soveel so dat die Bybel sê, hy pleit vir ons. Jou saak is vir hom so dringend, dat hy met groot erns en dringendheid dit aan Vader voorhou. Vir 'n hele paar jaar het ek vir oom Willem Herbs in die gemeente gehad, wat vir my gebid het. En as hy gebid het, het dinge gebeur.
het beter nuus vanoggend vir jou. Vir diegene veral wat gebed nodig het. Jy dalk nie vanoggend 'n oom Willem wat vir jou bid nie. Beter nog, jy het 'n Jesus. Jy het die Jesus wat vir jou pleit. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet waardeur jy gaan en hy's by Vader en hy pleit vir jou. En dis 'n feit wat nie anders kan as om 'n mens optimisties te maak en te sê, ek gaan volhard. Hoekom? Ek's vry van oordeel, ek's vry van dood, ek het iemand wat vir my intree op 'n hoër vlak, as ek selfs nou van menslik gesproke moontlik kan wees. Derdens, ek kan volhard, ek kan vasbyt, want my toekomstige beloning is groter as my huidige pyn. Mense se huidige pyn is dikwels traumaties. Is dalk een of twee van julle hier, wat as mense net regtig weet, die spanning en die trauma waardeur jy gaan. Tog herinner Paulus ons met groot sekerheid. Hy sê in vers 18, ek weet verseker, dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Vir Paulus was dit allerminst maklik om te sê, as daar iemand was wat lyding geken het, dan was dit hy. Ja, as ek kyk na sy belewennisse, op 'n stadium met die vuis geslaan, met 'n sweep gegeesel, skipbreek gelei, aangerand, agtergelaat vir dood op 'n stadium, gemartel vir sy geloof in Jesus, hoeveel kere toegesluit, waarskynlik in haglike omstandighede en reuke, en as daar kos was dit regtig die gemors en die weggooi kos. Maar steeds byt hy vas, en steeds vanuit 'n tronk skryf hy baie optimisties. Kyk weer na vers 18. Ek onderstreep vir jou daai eerste paar woorde, hy sê, ek weet verseker, dat die huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Hier's van ons selfs in hierdie gehoor, wat op die oomblik deur hel gaan. En vir geen oomblik wil ek onsensitief afmaak dat jou uitdaging nie so erg is nie. Maar binne die perspektief van die ewige lewe wat nog voor lê, is dit nie eens die moeite werd om te probeer verduidelik hoeveel beter dit is wat vir ons wag nie. Die einste Paulus skryf op 'n ander scenario uit 'n ander tronk vir die ouens in Korintiërs, en hy sê vir hulle, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. Hou moed, byt vas. Dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. So daarom is ek vanmôre so optimisties, want my toekomsvooruitsigte is groter as my huidige pyn. En dis nie op grond van wat ek hoop nie, maar op grond van wat God sê. So raak net weer vanmôre optimisties en skep moed om te sê, ek gaan en ek kan vasbyt, ek kan volhard, want hy waarborg die beste lê nog voor. Nommer 4, ek byt vas, want God is aan my kant. Vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hier's baie van julle wat tans kan dink aan mense wat teen jou is. En daar's mense wat jou vyhandig teestaan, daar's ander mense wat half so vyhandig agteraf, manipulerend jou probeer ondermyn, wat nie van jou hou nie. Mense wat jou probeer afbreek en probeer uithaal. Maar die waarheid wat ek in fokus moet hou is, as God vir my is, as ek God se goedkeuring het, maak die res regtig saak. As jy vir Jesus uitstaan, kan jy teenstand verwag. Maar as God vir jou is, maak die teenstand regtig saak. Die Almagtige, die heerser van die kosmos, die een by wie die onmoontlike moontlik is, sê vir jou, jy kan optimisties wees, want hy's vir jou. Inteendeel,
Hy het 'n ongelooflike plan vir jou. Ons het net nou by daai punt stil gestaan. Maar kan ek jou herinner aan 1 Korintiërs 2 vers 9? Hoor God se plan en droom waarmee hy eintlik met ons op pad is. Paulus sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, wat in die hart van die mens opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Byt vas, raak optimisties, die beste lê nog voor. En jy het hierdie waarborg, God is die heeltyd vir jou. Interessant, dis gewoonlik een van die eerste dinge wat die vyand mee wil kom en jou laat twyfel. Die Here is nie regtig lief vir jou nie. God is nie regtig daar nie. En as hy daar is, het jy iets so verkeerd gedoen, dat hy alle rede het om jou een kant toe te skuif. 5de rede, ons kan optimisties vasbyt, want God se gees is by ons teenwoordig, en hy staan ons in ons swakhede by. Vers 26. Dit sê die gees staan ons ook in ons swakhede by. En ons weet nie eens altyd hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Jy sien die oomblik as ek wil sê ek kan nie, dan word hy my in staatstelling. Wanneer ek af is, dan lig hy my op. Wanneer ek ontstig en ontsteld is, dan word hy my vrede en my kalmte. Wanneer ek geïsoleerd is, dan is hy daar om te sê, ek is hier met jou, ek is jou vriend. Wanneer ek swak is, maak hy my sterk. Wanneer ek lomp bid en nie weet hoe om te bid nie, dan dekodeer hy my versoeke en hy vertaal dit, sodat dit beantwoordbaar by Vader uitkom. So ek kan optimisties wees, want ek is nooit alleen nie. En is dikwels in my swakhede wat ek die Here baie meer intens beleef, want daar ervaar ek sy krag en beleef ek wat 'n verskil hy vir my en in my en deur my wil en kan maak. En my optimisme het niks te doen met gunstige omstandighede nie. My optimisme en my vasberadenheid om te sê, ek sien kans vir die lewe en ek sien kans om vas te byt, het niks te doen met hoe ek voel of die feit dat alles rondom my goed gaan nie. Dit gaan bloot daaroor om te weet, ek het die ongelooflike voorreg om te weet, wanneer ek swak is, maak hy my sterk, hy kom verander al my ek kan nies in, ek kan. So ek kan vasbyt. Nommer 6. Ek byt optimisties vas, want God laat alles wat in my lewe gebeur, ten goeie meewerk. Vers 28, versie wat jy waarskynlik goed ken. Hy sê ons weet, dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die Griekse woordjie vir alles beteken letterlik, en ek sal dit seker elke keer sê as ek hierdie vers aanhaal, dit beteken alles. So dit beteken, die wonderlike dinge in ons lewe, ook die slegte dinge, die onbelangrike dinge en die gewone dinge waarvoor ek dankbaar is, dinge wat my frustreer, dinge wat my teen die mure uitdryf, die woord sê, God vat dit en hy laat dit meewerk uiteindelik tot sy kinders se voordeel. Daar's niks wat in jou lewe gebeur, wat die goedheid van die Here nie gaan transformeer na jou voordeel. En uiteindelik tot 'n ongelooflike wow ervaring van ek kan dit amper nie glo nie. Uiteindelik sal jy kan terugkyk oor die slegste ervarings in jou lewe. En ek dink hier's 'n paar mense wat nodig het om dit te hoor. Jy sal terugkyk oor die slegste ervarings in jou lewe, wat jy nooit self sou gekies het, wat jy nooit weer wil oor hê nie. Maar jy gaan die getrouheid van die Here daarin begin raak sien, en jy gaan verstom staan oor hoe hy dit kon gebruik tot 'n ongekende voordeel vir sy koninkryk, vir sy groter plan, maar ook vir jou lewe. Want hy is steeds in beheer. Al sien ons dit nie nou nie, al voel ons dit allermins, en dis waar geloof in kom. En ek gaan dit ook keer op keer vir jou sê, ons is nie by hierdie samekomste sodat ons groter begrip kan kry nie. As ons als wil verstaan waarmee die Here besig is een op die verkeerde plek en twee ons soek iets wat ons nooit gaan kry nie. Ons is met hierdie samekomste sodat ons net weer ons geloof in hom kan versterk om te sê, Here, ek verstaan nie, maar ek glo.
En geloof sê, ek weet hy's daar. Ek weet ek kan hom vertrou. Hy ken die einde nog voor die begin, en hy het die vermoë om van die stukkies en die gemors van my lewe 'n volmaakte, fenominale kunswerk te maak. So die einste ding wat vanoggend dalk jou hart verpletter, gaan jou eendag verstom. Gaan jou verstom laat staan oor dit wat ons God met die gebrokenheid en die seer en die stikkend kon doen. En neem kennis dat hierdie vers sê dis vir die wat hom liefhet. So hou vas aan hom. Al gaan jy op hierdie stadium deur die moeilikste tyd, dis hoekom Hebreërs ons uitdaag om te sê, so byt vas. Volhard. Bly lief vir hom. En die oomblik as ek dit kies, bring dit hierdie, kan ek die woordjie gebruik, onlogiese optimisme? Ek kan dit nie regtig verklaar nie. Maar ek gaan vasbyt, want ek weet, God gaan hierdie gemors, hierdie stikkend, hierdie seer, ten goeie laat meewerk. Nommer 7, ek byt vas. Want niks kan my van sy liefde skei nie. Die baie bekende vers 38 en 39. Paulus verklaar, hy sê, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engel of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Maak nie saak waar jy jouself vandag bevind nie. Miskien is jy ergens diep. God is daar. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Vader is steeds vir jou. En jy kan nie sy liefde ontvlug nie. Niks kan met jou gebeur en jy kan niks doen dat hy kies om jou nie meer lief te hê. Kan nie sy liefde vir jou laat ophou nie. Jy kan ook nie van sy teenwoordigheid al wegkom nie. Ons sing dit ook. Hy sal jou agtervolg. So raak volgende net weer opnuut optimisties. En skep moed en begin kyk na die lewe deur 'n stel ander lense, onder andere die van Romeine 8. Byt vas, want hy is lief vir jou. So kan ek jou uitdaag om vanoggend die keuse te maak, soos ons in die begin gesê het, weer op die skerm. Ons optimisme word nie bepaal deur hoe ons voel nie. Ons optimisme word bepaal deur wat God sê. Nou vanoggend kon alles wat jy gehoor het dalk 'n bietjie leeg en betekenisloos voel. Een van twee redes. Miskien maak dit net nie vir jou sin nie. En rede nommer 1 is dalk, dat jy het nie 'n verhouding met die Here nie. As jy Jesus nie al beleef het, as jy nie 'n ontmoeting met hom gehad het en die verligting ervaar dat hy jou kan onthef en kan bevry en kan daai ding in jou gewete wat jou aankla van jy's nie goed genoeg nie. As jy nog nie beleef het hoe dit hy jou daarvan kom losmaak het as verlosser. As jy God nog nie ontdek het en hom begin beleef het, nie net as 'n God nie, maar as 'n pappa, as 'n vader, dan is hierdie woorde en dit wat ons tot nou toe oor gepraat het, dalk vir jou leeg en betekenisloos en is vandag se lesing dalk nou maar vir jou net soetsappige one-liner pogings om jou so 'n bietjie op te beer. Maar as Christus jou lewe is, as jy aan hom verbind is, volgens vers 1, dan is hierdie eintlik 'n spesifieke skrywe aan jou met die beste nuus ooit. Rits beloftes en waarborge wat jou innerlik wil versterk om te sê, volhard. Byt tot elke prys toe vas. Omdat jy 'n ander optimisme het waardeur jy na hierdie omstandighede kan kyk. So maak seker, as jy vanoggend nog buite 'n verhouding met Jesus staan, dat jy die tree neem en sê, Here, ek kom.
Bybel sê op 'n stadium vir ons hierdie fenominale uitdaging en prentjie van Jesus, dat hy staan by die deur en hy klop. As iemand sy stem hoor, as jy vanmôre besef, maar hy klop by my. Hy klop aan by my en hy het hierdie oproep vir my lewe, om te sê, ek wil nie 'n afstand met jou beleef nie, ek wil naby jou kom, ek wil in 'n verhouding met jou staan. Iemand het by die prentjie bygevoeg, dis nie Bybels nie, maar hierdie deur van ons hart, het nie 'n knop aan die buitekant nie. Hy gaan hom nie oopmaak en inkom nie. Jy moet dit oopmaak. Soos jy vanmôre vasgevang is in 'n negativiteit en 'n pessimisme en half op moedverlose vlakte is en nie meer wil volhard en vasbyt nie, kan dit wees dat jy dit alleen probeer hanteer en Jesus nog buite staan, maar die goeie nuus is, hy staan by die deur en hy klop. Maak vir hom oop. Dis die maklikste stap om te neem met die grootste implikasies. Om te sê, Here Jesus, ek stel myself vir U oop, kom in. Weet nie van jou nie, maar die dag toe ek my lewe vir Jesus oopgemaak het, het ek in dieselfde asem beleef, dis maar 'n klomp gemors hier binne. Die lewensstorie en die goed wat ek al gedoen het, was so nie vir hom aanvaarbaar nie, maar weet jy wat, hy kom nie om te oordeel nie, hy kom om te reinig. Soos ek my deur vir hom oopmaak, kom hy in en hy kom sorteer uit en hy kom reinig en hy kom was my en hy kom maak my skoon en hy transformeer my en die ou dinge het verbygegaan. Inteendeel, hy sê hy kom in en hy wil graag met my in so 'n verhouding staan. Het jy al 'n lekker kuier gehad rondom 'n kombuistafel? Daai feesmaal, net lekker brood en koffie. Dis wat hy begeer met ons. 'n Tweede rede, hoekom jy dalk op hierdie stadium nie kan sien en nie optimisme in jou lewe het nie, is of een, hy staan buite, of twee, jy het toegelaat dat negativiteit jou perspektief steel, verblind, jou geestesoë so negatief maak dat jy eintlik net als waarna jy kyk, lyk maar vir jou redelik swart gallig. Vraag: as Jesus in jou is, maar jou perspektief het so negatief geraak, is dit lekker om pessimisties te wees? En nie vanoggend kom in jou ongeloof bely en sê, Here, ja ek voel, ja die wêreld sê, ek wil jou vanmôre al van jou ore vat en jou kop draai en sê, kyk weg van die feite en kyk na die feit. Here, ek begin U vat op U woord sê. Kan ek jou uitdaag om jou Bybel te vat, 'n fisiese Bybel of jou YouVersion Bible app, die lekker van YouVersion is, met min moeite, klik op 'n versie en onderstreep hom. Maar begin en kies vir jou 'n kleur. In my Bybel is dit highlighter geel, daai lekker neon geel wat ek gebruik. En elke ding wat die Bybel sê, 'n belofte oor wie ek is in die Here, wie ek is in Christus, maak ek daai spesifieke kleur. Doen dit met Efesiërs, doen dit met Filippense, doen dit met Kolossense, doen dit met Romeine. En as jy dan daar deur begin scan, begin jy besef, ek kan vasbyt. Hoekom? Want dis wie God sê ek is, dis wie God is, dis wat hy beloof, dis wat hy vir my in staat stel. So miskien het ek nodig om vanoggend net te sê, Here, vergewe my ongeloof. Vergewe my dat ek glo waartoe ek in staat is en glo wat die wêreld oor die wêreld sê, dat ek glo wat die wêreld oor U sê. Vergewe my ongeloof. Kom reinig my geestesoë. Vra die Heilige Gees. Want die ek kan nie, kom verander hy in ek kan. Dat hy jou geloofsoë sal kom verhelder, dat jy weer met hoop in alles sy hand raak sien. Om met hoop, wanneer iemand in jou familiekring sterwe, te besef, ek sien sy hand hierin en ek weet, hier gaan iets groter en iets anders hier uit na vore kom, en ek verstaan nie altyd alles nie, maar ek glo God is in beheer. En skielik kyk jy na 'n negatiewe situasie deur die oë van optimisme en jy kan vasbyt. Kies vanoggend om te verklaar, om te begin verklaar wat God sê. Waarvan om 'n verklaring te begin maak oor jou lewe en te sê, ek is optimisties. En ek is optimisties, nie as gevolg van wat ek voel nie,
Ook nie eers as gevolg van wat ek sê nie, ek is optimisties as gevolg van wat God sê en wat God beloof. Ek is optimisties omdat my sonde vergewe is. Ek is optimisties omdat Jesus my verlosser is, my redder is. Omdat Jesus aan die regterhand van die Vader sit en hy het my nie net onthef van alle skuld nie, hy pleit vir my, hy tree vir my in, hy bid vir my. Ek is optimisties omdat my huidige swaar kry en my huidige lyding nie kan vergelyk met die toekomstige glorie nie, wat nog op my wag en wat gewaarborg gaan voorlê nie. Ek is optimisties want God, die God is vir my. Niks en niemand kan teen my wees nie. Ek is optimisties omdat God se Gees in my swakheid werk. Jy het geen idee hoeveel ek hom nodig het. Hoe dikwels ek swak is en besef, Here, ek kan nie, hierdie ding wat nou, ek kan nie, ek het nie die vermoë nie. Maar dis juis in ons swakheid, wanneer ons dit erken, dat ons die magic ervaar van 'n wonderwerk, van hierdie pap handskoen wat skielik hierdie krag in hom kry, en skielik kan dit 'n vuis maak wat 'n oorwinning kan bewerkstellig. Handskoen kan dit nie uit sy eie doen nie. Maar jy kan optimisties raak as jy weet, hy's in my. Hy's my in staatstelling. Kan optimisties wees omdat God alle dinge, ook die seer wat ek nie verstaan nie, ook die teleurstellings, ook die terugslag, so kan omdraai dat ek uiteindelik besef dis die beste ding wat kon gebeur. Ek is optimisties want daar's niks wat my kan skei van daai kontak en sy omgee en sy passievolle liefde vir my nie. Ek is optimisties omdat hy my gedagtes wil kom vul, nie met verstaan nie, maar met vrede. Ek is optimisties dat God se woord vandag met iemand hier sal praat. Iemand het die stelling gemaak in 'n Harvard Medical Review. En dis in een van die artikelblokkies wat partykeer in die artikel staan dan ons nou 'n paar waarhede en dan lig hulle dit in so 'n blokkie uit. Hier's die blokkie. Dit sê take optimism. It's a medicine for the body, the mind and the soul. Wat daarvan as jy vanmôre sê, Here, ek kies optimisme. Okay, Here, my optimisme gaan nie werk nie. My triks om meer positief te wees gaan nie werk nie, maar dankie dat U die bron is van positiwiteit en lewe. Dankie dat U die optimale positiewe bron is. So wanneer baie mense sê die wêreld val uitmekaar, is die ergste ding ooit, die lewe is 'n gemors, ek kan nie glo ons is nog hier nie, dan neem jy so al 'n stapie terug en jy sê ja, ons baie slegte dinge in die wêreld, maar ek gaan nie vanuit daai negatiewe perspektief na die lewe kyk nie. Want my God is te goed daarvoor. En ja, daar's baie negatiewe dinge, maar ek is optimisties, nie omdat ek dit voel nie, nie omdat ek dit sê nie, maar as gevolg van wat God sê, as gevolg van God, wie God is, en as gevolg van sy karakter. Ek kies om die goedheid van God te glo, en gevolglik sien ek die soetheid en die goedheid van 'n Vader. En ek begin dit raak sien oral waar ek kyk. So kan ek dit herhaal, take optimism. En optimisme is dalk nie net 'n gesindheid nie. Miskien is optimisme ook 'n persoon. Sy naam is Jesus. It's medicine for the body, the mind and the soul. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie vir U teenwoordigheid in hierdie plek. Dankie vir U woord. Dankie vir net een hoofstuk in die Bybel en soveel redes waarom ons vanoggend met geloof hierna kan kyk en kan vasbyt en ewig optimisties kan raak. Bid dat U woord in ons harte sal plant en 'n letterlike ewige verandering sal bewerkstellig. Kom bid vanmôre vir diegene van ons wat sukkel met donker lense. As dit is omdat ons nog nie 'n verhouding met U het nie, mag ons vanmôre die keuse maak om te sê, Here, ek wil U inlaat. Ek hoor vanoggend, ek ervaar vanmôre dat U klop by die deur van my lewe en ek wil nie langer my daarvoor doof hou nie. Inteendeel, ek wil net eenvoudig oopmaak en oorgee. Kom in. Kom neem U die stuurwiel, kom sit U agter die beheersentrum, neem U die troonposisie van my lewe oor. Want dankie dat wanneer U aan bewind is, gaan U help dat ek deur ander oë na die elke uitdaging en storm en stikkend van hierdie lewe kyk.
Kom bid vir diegene van ons wat negatief geraak het as gevolg van ongeloof en ons het ons oë van U afgehaal en ons bely dit vanmôre. Kom bid dat U vir U oortuigingswerk sal doen in soveel van ons se lewens en dat ons sal kies om tyd meer te spandeer met U woord en in gesprekke met U sodat ons al meer ons uitdagings kan prosesseer vanuit ons perspektief van Christus in my. Dankie vir die beloftes wat ons vanmôre kon uitpak. En ek besef, dit spreek soveel van ons eintlike diep gewortelde vakuumbehoeftes in ons raak wat niks anders gevul kry nie. Mag ons vanmôre ongeloof bely, mag ons vanmôre vir U kom vra om verander ons harte, ons ingesteldheid, ons ongeloof in 'n kinderlike vertroue. My Pa het gesê, my hemelse Pa het gesê, en ek verklaar dit, en ek staan daarop, en ek hou daarby. Kom bid dat U vanoggend op 'n unieke manier vrees en onsekerheid in ons lewens sal kom oorwin. Deur U Gees se opstandingskrag, wat die ek kan nies, kom verander in, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En wanneer ons vanmôre besef, maar ons omstandighede het nog nie verander nie. Mag U 'n nuwe durf en 'n waagmoed in ons losmaak. En mag ons hierdie reus, hierdie storm, hierdie uitdaging, hierdie muur kom aanspreek vanuit ons positiewe geloof in U. Vanuit ons optimisme oor wie U is. Vanuit ons geloof oor wie ons God is. Dankie dat met ons God kan enige iets. So help ons dat ons niks sonder ons God probeer aandurf nie. Dankie vir die oorwinnings en die innerlike vrede wat ons kan beleef wanneer ons hierdie ruiltransaksie met U aangaan. Mag U kom en U shalom bring, waar dat tot nou toe 'n negatiewe, depressiewe pessimisme was. Bring 'n nuwe kinderlike verwagting oor die beste wat in 'n verhouding met U nog vir ons voorlê. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.